Ek wil vanoggend vir die Here dankie sê vir die kans en die geleentheid wat ons het om in sy huis te kan wees. Ek wil vir die Here dankie sê dat ek weet, hy is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Maar die woord van die Here leer my sy oë deurwandel hierdie aarde op soek na diegene wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Weet jy, ons moet net seker maak dat my hart onverdeeld op die Here gerig is, terwyl ons hierdie liedjie sing, rondom Jerusalem is berge, so beskerm die Here sy volk. Wil ek vir die vanoggend sê, die kinders van die Here wat die Here in gees en in waarheid dien, het nie nodig om angsbevange te word nie. Die kinders van die Here wat die doen, dit wat die woord van die Here van hulle verwag, het nie nodig om skrik rond te kyk nie. Maar ons moet besef, die woord sê, rondom Jerusalem is berge, so beskerm die Here sy volk. En ek wil dit vanoggend uitspreek oor Circle Ministries en sy mense. Rondom Jerusalem is berge, so beskerm die Here sy volke. En as ons gaan begin doen dit wat God ons voorgeroep het, gaan ons nie nodig hê om angsbevange rond te kyk nie. Ons gaan nie nodig hê om benoud te wees nie, maar ons gaan nodig hê om die Here te soek in gees en in waarheid, sodat hy hom in ons midde kan openbaar soos hy dit graag wil doen. Ek lees in die woord van die Here in Johannes, 'n welbekende skrif by baie mense. Ons leer daarvan in die sonnaarskool. Ons leer daarvan wanneer ons deur die lewe gaan en ons het al preke gehoor. Maar ek wil vanoggend weer opnuut met u praat en vir u vra, besef ons regtig wat die skrif vir ons sê. Ek vra myself die vraag af, ons het baie maal geleer van Lazarus, wat in die graf is. Dan kom 'n tyd iemand vir wie God Jesus lief gehad het. En dan kom 'n tyd dat iemand sterwe. En hierdie familielede van hom is in benoudheid. Hierdie familielede van hom is in 'n geween. Hulle is hartseer. Maar Jesus kry die oproep, die berig. Lazarus is siek. En jy weet, terwyl Jesus nie in hulle omgewing was, in daardie stadium nie, want die mense het bymekaar gekom en wou hom stenig, is hy op 'n plek met sy disippels. En hy besluit, hy kry die boodskap, Lazarus is siek. En hy dink, en hy vertoef nog vir 2 dae in die plek waar hy is. Soms in ons lewe verwag ons dat wanneer ek die Here aanroep, hy onmiddellik vir my 'n antwoord moet gee. Ek sit vas in omstandighede. En ek bid en ek sê, Here, wil U nie vir my hier uitkomste gee en hierdie omstandighede van my omdraai, dat dit net met my kan beter gaan nie. En so het hierdie susters, Maria en Magdalena, gevoel. Hulle stuur die boodskap, Jesus, ons boetie is siek. En hulle moes gesien het dat dit moes ernstige siekte gewees het. Het was nie maar net 'n verkoue of 'n griepie nie. Dit moes ernstig gewees het. Maar die skrif sê in Johannes 11 vers 7, vers 6, en toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was.
Eers daarna sê hy aan sy disippels, laat ons weer na Juda gaan. En die disippels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig. En gaan u weer daar naartoe? Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, staan by hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, staan by hom, omdat die lig nie in hom is nie. In die eerste plek wil ek vanoggend vir u sê, as Jesus Christus, die Seun van 'n lewende God, nie in jou lewe is nie, dan lewe jy nie in die lig van hierdie wêreld nie, dan as jy benoud, dan raak jy angsbevange. Ja, dan gaan die mense sê, nou hoe kan jy dan so sê? Hoe kan jy sê, ek het nie Jesus Christus by my, wanneer ek in benoudheid verkeer nie? Wil ek my vanoggend verstout en sê, die skrif leer my, God is altyd en alles in beheer. Hy sal nooit iets jou pad langs bring, wat jy nie kan oorkom nie. Hy sal nooit beproewing in jou pad langs bring, want hy weet, jy gaan dit nie kan maak. As jy in Christus Jesus wandel, en die skrif leer my, Jesus is die lig van hierdie wêreld. En op 'n ander plek sê, hulle haat die lig, en hulle bly in die duisternis om my woorde. Nou wil ek vanoggend weer sê, as ek benoud is menslik om benoud te word. Maar ek vertrou nie, dat Jesus Christus altyd in beheer is nie. Dan lewe ek nie in die lig van hierdie wêreld nie, maar in die duisternis. Hy sê in vers 11, en dit het hy gespreek, en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. En sy disippels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus spreek van sy dood, terwyl hulle gedink het, dat hy in die rustige slaap spreek. En toe sê Jesus ronduit, Lazarus is dood. Jesus, sy disippels hier om hom, wat hy verwag moet besef, Jesus Christus se doel op aarde is, om God te verheerlik. In die begin sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar dat God verheerlik word, hy het dit vir sy disippels gesê. God moet verheerlik word. So nou wil hulle nie hê Jesus Christus moet teruggaan na Juda toe nie, want die Jode wil hom gestenig het. Nou die skrif sê nou nie wie dit vir hom gesê nie. Maar die skrif praat van Thomas. Vers 16. En Thomas, wat Damaskus genoem word, sê vir sy mede-disippels, laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe. Terwyl Jesus gesê het, hierdie is 'n teken dat God verheerlik moet word. Kom hierdie Thomas in sy ongeloof. Maar ek wil sê sy mikpunt in die lewe is reg. Hy sê al moet ek saam met hom gaan sterwe. Ek wil vanoggend vir u vra, wie is Jesus Christus vir jou en vir my? Is maklik om te sê hy is die seun van 'n lewende God. Is maklik om die skrif te quoteer. Dis maklik om baie goed te sê, ja, hy het die siekes gesond gemaak, hy het die blindes laat sien. Dis
Is maklik om te sê, hy het aan die kruis van Golgotha vir my gesterwe. Maar is jy bereid soos hierdie Thomas, om vir sy mededisippels te kom dat ons saam met hom gaan, sodat ons saam met hom kan sterwe? As die Here vandag na jou omstandighede kyk en hy verander dit nie, is jy nog steeds bereid om saam met hom te sterwe? En vanoggend vir u sê, Thomas was wel ongelowig. Skrif praat op 'n ander deel van die ongelowige Thomas, as ek dit nie sien en my vinger eers in sy mond steek nie, sal ek dit nie glo nie. Al was Thomas, nadat Jesus vir ons het sien die lig wandel, kan die duisternis jou nie bykom nie, was hy nog steeds bereid om saam met Christus te sterwe. Sy hart was op die regte plek. Ek wil van vers 21 paar verse vir u lees. Ek gaan so hier en daar verse lees. 21 tot 27. Hy sê, en Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u God vra, God u sal gee. Jesus sê, vra jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Hoe glo ek in Christus? Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterwe het nie. Net voordat sy sê, ek weet dat alles wat u God vra, u God u sal gee. Jesus sê vir jou broer gaan opstaan. Sy sê, ja, ek weet, in die laaste dag. Wanneer die graf toe oopgaan. Hy sê in vers 26, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe nie, tot in ewigheid nie. Glo jy dit? En sy antwoord hom, ja, Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld gekom het. Wat in die wêreld sou kom, skus. Ek glo dat u die Christus is. Ek wil 'n rukkie hier stil staan. Jy weet, met al die verwarring wat in die wêreld die afgelope tyd deurgaan, wat die mense besig is om misleiding te bring, wat die mense besig is om valslik te verkondig die wederkoms van die Here gaan kom. Ek dank die Here dat hy al lank tevore vir ons in sy skrif gesê het dat die dinge gaan gebeur. Ek vra myself die vraag af, ken ons die skrif so min? Ek wil vanoggend vir u sê, die hele Bybel deur wat ek kan gelees het, kan ek vanoggend vir u sê, ek het nêrens gesien dat Jesus na homself verwys as Christus die Seun van God nie. En daardie dag vra Jesus vir sy disippels, wie sê julle is ek? Die een sê Johannes, die ander sê Moses, die ander sê wat? 'n profeet. Almal met verskillende antwoorde. Maar Jesus vra vir sy disippels, wie sê julle is ek? En as ek in die skrif kyk, antwoord hulle sê, u is die Seun, u is die Christus, die Seun van 'n lewende God. As ons deur die skrif gaan blaai,
die disippels getuig van Jesus Christus, herhaal hulle self keer op keer, hy is die Christus. En julle het hom gekruisig. Maar Jesus self het nooit vir hulle gesê, ek is die Christus nie. Hier kom hy by Maria, of by Martha, skies. Sy sê, glo jy dit? Dat elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Haar antwoord is nie ja, ek glo nie. Hy sê, antwoord sê, ja, Here, ek glo dat U die Christus, die Seun van God wat in die wêreld sou kom. Sy kyk verby wonderwerke en wondertekens. Sy kyk verby al die goed, haar broer het gesterwe. Maar sy sien Jesus, sy sê, ek is die Christus, die Seun van God wat in die wêreld sou kom. Gaan kyk 'n bietjie en let op. Hoe mense, wat ook al doen. Die skrif leer my, moenie haastig die hande op lê nie. En wanneer jy in die kerke kom, en hulle jou die hande op lê, dan val hulle mos agteroor. En dat dan 'n wonderlike werk gebeur. Maar hulle doen dit nooit in die naam van Jesus Christus nie. Gaan kyk, sê hulle in die naam van Jesus. Terwyl Jesus gesê, daar sal baie in my naam kom. Maar ons ken nie die skrif nie. Dan doen hulle wonders en tekens in die naam van Jesus. Want ons sien Jesus is die Seun van 'n lewende God. Maar die Bybel sê reguit, God het hom 'n naam bo alle name gegee. Hy is die Here, hy is Christus, hy is die Seun van God. En so het die mense wat in die laaste dae kom, wat verkondig, die Here gaan kom op watter tyd ook al. Gaan luister bietjie na wat hulle sê. Jesus het vir my gesê. Ek sê vir jou broers, boeties en sissies in Jesus. Maar Christus is die Seun van 'n lewende God. Ek dank die Here dat die Bybel sê, almal wat sê, die Here het gesê, en hy het nie gesê die God self sal hom as 'n leenaar uitklee. Ons kan maar kerk speel soos ons wil. Ons kan wonders en tekens doen. Skrif sê, aan Lucifer, die antichrist, is mag gegee om wonders en tekens te doen. Selfs dat vuur uit die hemel uit sal neerdaal. Dat is vir hom mag gegee. Ek wil vanoggend vir u sê, die teestander bring hom voor as die engel van die lig. Hy kom voor, soos die Seun van God. Hy kan hom voordoen as enigiets, behalwe as 'n duif. Want die skrif sê so het
het die Heilige Gees op Jesus Christus sien neerdaal in die gedaante van 'n duif. Hierdie skrif sê duidelik, jy kan vir God vloek, dit sal jou vergewe word. Jy kan Jesus skade aan doen, dit sal jou vergewe word. Maar laster teen die Heilige Gees sal jou nooit vergewe word nie. Dis 'n sonde tot die dood toe. Hoe staan ek op vandag? En ek lewe asof alles alright is. Maar ek weet, ek maak die naam van Jesus Christus 'n skande vir hierdie wêreld. Maleagi 3 vers 18 sê, julle sal die onderskeid sien tussen die wat die Here dien en die wat hom nie dien nie. Vreeslik vir my snaaks hoe die kerke wêreld afvallig geword het. Hoe die kerke wêreld lou geword het. In die ou dae kon jy nog 'n onderskeid maak tussen 'n godsman en 'n wêreldsling. In die ou dae kon jy nog gesien het, daar is 'n vrou wat deur die Gees van die Here gelei word en daar is 'n normale vrou. Vandag lyk ons soos die wêreld, ons praat soos die wêreld, ons tree op soos die wêreld, maar Sondag wil ek in die kerk staan. En vir jou sê, hoor die woord van die Here. Hoe lank nog wil ons met die genade van die Here speel? Hoe lank nog wil ons toelaat, laat die teestander ons beroof van dit wat God vir ons instoor het? Hoe lank nog wil ek uitstel? Daar's 'n spreekwoord wat sê, van uitstel, kom afstel. Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Jy moet net glo, soos die skrif sê. Vandag sê die mense, ek glo Jesus Christus het vir my gesterf. Maar niks verander in my lewe, dat Jesus Christus deur my kan lewe. Ek kan maar die skrif quoteer, dat die mense kan dink, daai man ken die Bybel. Ja, hy moet seker 'n kind van die Here wees. Waar is die vrug van die Gees wat deur my moet opereer? Jesus het nie gekom en gawes gesoek nie. Hy het nie wonders en tekens gesoek nie. Hy het gekom en te soek hy vrug aan die boom. As jy werklik wil weet of hierdie gawes wat opereer, deur wie ook al, van God af is, kyk na die vrug wat deurstraal. Wat is my vreeslik oplettend? Die vrug van die Gees het 9 eienskappe. En die gawes van die Gees is 9. Die vrug van die Gees hak hand in hand in by die gawes wat opereer. Ons wil die gawes hê moet opereer, maar die vrug is ver van my hart af. Weet jy hoekom wil ek hierdie gawes moet opereer? Want ek wil gesien word. Ek wil hê die mense sê. En daarom sal ek God byhaal
En ek sal Jesus aanhaal en ek sal die skrif quoteer. Maar daar's geen vrug van die Gees by my nie. Is Jesus regtig wie hy gesê het hy is? Vir my en jou in ons lewe. En die skrif sê daarna, het Martha gegaan en Maria gaan roep. En hier kom die Jode almal saam met Maria. Want hulle is opgewonde nie, nee, hulle is nuuskierig om te sien wat gebeur. Gaan ek vir die lees op vers 37. En sommige van hulle sê, kom. Of skus, sommige van hulle sê, kon hy die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie sterwe nie. Jesus het weer in homself geweldig bedroef geword. En by die graf gekom, en dit was 'n spelonk. En 'n steen het daarteen gelê. En Jesus sê, neem die steen weg. Maria, of skus, Martha, die suster van die oorledene sê, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien? Skrif leer op 'n ander plek, deur geloof, sonder geloof is dit onmoontlik om God te kan behaag. Hy sê, so Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien? Geloof en werke werk hand aan hand. Weet jy hoeveel Christene in vandag se dae, hoor ek, soek na feite. En daarom tree hulle uit Christendom uit na ander gelowe toe. Want ons wil die feite hê. Maar die skrif wat vir my sê, jy moet glo. Roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Jy sê, die heerlikheid van God sien. Hulle neem toe die steen weg van die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ter wille van hierdie skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kon glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit! En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met doeke omgebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los, laat hom gaan. Hier staan al die Jode om Jesus. Vir hulle wil ek sê, was dit net Jesus gewees. Ons het die tekens gesien wat hy gedoen het. Ons het die wonderwerke gesien. Ja, ons het gesien, ons het nou net gesê, kon hy wat die blindes sy oë geopen het nie vir hierdie man sê, laat hy lewe nie. Net daarna gebeur dit. Hy sê, en baie van die Jode wat na Maria gekom het aanskou, was van Jesus, het gekom en aanskou
aanskouers was van wat Jesus gedoen het in hom geglo. Soms kom jy op 'n plek dat jy geloof in Jesus kry. Want jy hoor die woord wat uitgaan. Maar sommige van hulle het na die Fariseërs gegaan en vertel wat Jesus Christus gedoen het. Hoe staan jy vanoggend voor die Here, wil ek vir jou vra? Glo jy dat Christus die Seun van 'n lewende God is en die skrif sê, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees? Is jy moeg vir hierdie wêreld wat vol verwarring is? Is jy moeg om mislei te word? Is jy moeg om een ding te hoor, maar 'n ander ding te lewe? Is jy moeg om vasgevang te wees in dit wat God nie behaag nie? Wil ek vanoggend vir u sê, die kruks van my gedagte is vers 43. En Jesus het met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. Jy wat vasgevang is in die bande van hierdie wêreld. Christus roep vandag na jou. Kom uit. Jy wat verlore is. Christus roep na jou vanoggend. Kom na my toe, almal wat vermoed en verlas is. Jy wat twyfel, kom na Christus toe. Jy wat lauwarm is. Eens op 'n tyd het jy God gedien in gees en in waarheid. Eens op 'n tyd in jou lewe was hy alles wat jy nodig gehad het. Eens op 'n tyd het jy besef, ek is verlore sonder hom. Maar na mate jy verwagtend is na die wederkoms, en dit volgens jou nog nie gebeur het nie, het jy afgegee en toegegee en lauwarm geword. Christus roep vanoggend na jou toe. Daar is tyd om jou in gees en in waarheid te bekeer voor God. Jy wat lewe, jy het alles in die wêreld, jy het geen niks wat jou bekommerd nie. Maar jy is dood. Jesus Christus roep uit na jou toe vanoggend. Kom uit die dood uit. Want as jy lewe in hierdie wêreld lief het, sal jy dit verloor. Maar as jy jou lewe verloor, ter wille van Jesus Christus, sal jy dit wen. Hy roep vanoggend uit na jou toe en na my toe. Kom uit! Kom uit! Kom uit! Hy wil vir jou 'n nuwe lewe gee. Hy wil vir jou 'n hoopvolle toekoms gee. Maar jy moet in Jesus Christus glo, dan sal jy lewe. Dit is maklik om te lewe. Ek het luister hierdie week, my vrou speel iets en ek luister na die woorde van die man. Dit is maklik om te lewe. Wanneer musiek speel, en as 2 of 3 in sy naam vergader en die gees van die Here is daar. Maklik om te koordans. Maklik om te sing en te spring en te juig voor die aangesig van die Here. Maar ek wil vanoggend vir u sê, hy sê, die wat hom dien in gees en in waarheid. Wanneer jy alleenig is, en jy daar is, waar niemand jou sien nie, is
onthou sy oë deurwandel hierdie aarde, op soek na diegene wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Vandag is 'n kans en 'n geleentheid. Baie mense het gesê die 23ste, 24ste gaan Christus kom, het nie gekom nie. Maar ek wil vir u sê, die dag van môre is nie vir een van ons gewaarborg nie. Die dag van môre is 'n hoop in die toekoms. Wat as Christus besluit vanaand? Kom aan hy jou. Wat as God die Vader die opdrag gee en as gevolg van almal wat gesê het, hy gaan kom, hy gaan kom, hy gaan kom. Weet jy, so is die duiwel besig. Die antichrist, die valsheid besig om die kinders van die Here te mislei. En wanneer dit gaan kom, gaan die skrif, sê die skrif, hy gaan kom soos 'n dief in die nag. Dit gaan wees soos in die dae van Noag. Hulle gaan trou en speel en aangaan met hulle lewe, dit gaan lekker wees. God het besluit om die aarde te verwoes weens die ongeregtigheid van die mense. Hoe lewe ons vandag? As jy kyk na al die ongeregtigheid wat in vandag se lewe gaan, wil ek vir u sê die koms van die Here is so naby. Maar tog so ver vir baie. Vir baie gaan hy kom. En dan gaan blydskap wees. Maar vir baie meer gaan hy kom en dit gaan 'n benoudheid wees. Ek roep vanoggend in die naam van die Here Jesus Christus uit. Kom uit jou omstandighede uit. Kom los van dit wat skeiding maak tussen jou en die Here. En kom na hom toe. Almal wat vermoeid en belas is. Hy beloof hy sal jou rus gee. Tot sover uit sy woord uit. Kom ons staan. Ons het die diens vandag. Vader, ons kom vanoggend na u toe in die naam van Jesus Christus. U wat die hartekenner is, u wat die nierbeproewer is, Here, u wat elkeen vanoggend ken, elke toehoorder vanoggend weet van. U wat weet dit wat die wêreld nie weet nie. Wil ek vanoggend vir u vra, wees ons sondaars genadig. Here, gee vir ons 'n kans en 'n geleentheid dat ons weer voor u kan bekeer in gees en in waarheid. Here, dat ons besef, u is wie u gesê het u is. Ek wil bid, Here, hierdie week wat vir ons voorlê, onbekend by ons as mens. Maar Here, dit is bekend by u. Gaan ons vooruit, Here, en bring ons weer op u bestemde tyd bymekaar. Ek wil bid, Here, dat u die kinders van die Here onder die kosbare bloed van Jesus Christus sal hou. Elke aanslag van die teestander kragteloos sal maak in die naam van Jesus Christus. Ek wil vanoggend lewe spreek oor die kinders van die Here se lewe. Ek dank en ek eer u dat ek weet, u is 'n werklikheid. En Here, omdat u 'n werklikheid is, weet ons kan na u toe kom. En ons kan ons probleme voor u neerlê en u gee uitkomste. Vandag ons nou, Here, hou vir ons onder die bloed en bring ons op u bestemde tyd bymekaar. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê, dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.